Vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevryding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus. Die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is Fransjo die geseënde met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewend, is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ons kuier lekker hier op die Oranje rivier en ek wil vir jou sê dis 'n groot eer en dis 'n groot voorreg om hierdie woord met jou te kan deel. Ek wil vir jou sê, geliefde, maak kontak. Ek weet die Here is regtig goed deur hierdie woord en hy verander mense se lewens. As jy in die Appington omgewing is, wees welkom om kontak te maak, kom besoek ons eendag by ons diens of hier in die Noord-Kaap, of as jy deur Appington ry, jy is welkom om bietjie in te loer en dat 'n mens van die luisteraars ontmoet en die kykers, dat ons net kan handshake en sê, man, luister jy, is altyd vir my lekker as mense sê, weet jy, jou program seën my, dis regtig 'n voorreg. So, ek weet ons gaan deur die woord van die Here gaan ons jou lewe verryk. Ons kuier rondom die onderwerp, die kruis. Die kruis van God is die krag van God. Dis wat Paulus skryf in 1 Korintiërs hoofstuk 1. Hy sê die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ons het gesien dat deur die dood van Jesus is dit die einde van die ou Adamiese geslag. So in Christus sterf almal wat in Adam gesondig het. En deur die opstanding van die Here Jesus is daar 'n nuwe skepping wat na vore getree het, 'n nuwe breed, as ek dit so kan noem. Mense wat uit God gebore is, heilig en regverdig, triomferend en verheerlik. Ons het laas klaargemaak by Psalm 22, waar ons gesien het die suffering van Jesus, wat dit vir ons beteken. Jesus Christus skryf, of althans die psalmis profeteer oor Jesus se dood, en ons sien dit in Matteus 27 waar hy sê, my God, waarom het jy my verlaat? Die groot rede hoekom die Vader sy seun Jesus Christus verlaat het, was omdat Jesus vir ons sonde kom word het. En omdat hy sonde geword het, het God hom verlaat. Maar nou kan ons sê, dankie Vader, u het my aanvaar, en op grond van Jesus wat vir my sonde geword het, kan ek nou sê, ek is die geregtigheid van God, ek is reg met God, ek staan voor God, heilig, sonder enige gebrek, sonder enige vlek of rimpel, ek staan voor die Vader, onskuldig. En die Vader sê, ek is pleased met jou, op grond van dit wat my seun Jesus Christus gedoen het. Ons het gesien Psalm 22 waar die psalmis profeteer, hy sê, maar ek is vers 7, maar ek is 'n wurm en geen man meer nie. Beloved, dink 'n bietjie, miskien voel jy so, nou jy moet die 7 biljoen mense wat op hierdie stadium leef, se vernedering, se smart, se pyn, se hartseer, moet jy alles in een man sit, en Jesus sê, ek is geen man meer nie. Ek wil vir jou sê, die vernedering en die smart van die wêreld het Jesus in homself geneem. Ons het gehoor, hy sê in Matteus, Vader, as dit u wil is, laat hierdie bitterbeker by my verbygaan. Dit was bitter, regtig bitter. Jy dink jou lewe is bitter. Ek wil vir jou sê, daar was 'n man wat geleef het, en hy het nie die bitter van een mens in homself geneem nie, maar hy het die bitter van biljoene in sy siel opgeneem. Wow, die bitter van biljoene. En hy sê, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar dit gaan nie verby nie. Jesus ledig die beker, hy drink dit leeg, die laaste druppel van elke mens se smart en pyn, se bitterheid. Elke mens se sonde word in sy siel en liggaam opgeneem, en God verlaat hom. Vers 15 sê, ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld in my ingewande. Jesus Christus ken van pyn. Jy dink jy het pyn, jy dink jy het smart. Ja, ek wil nie jou smart en jou pyn wegredeneer nie. Daar kan wees, maar Jesus het hy smart gedra. Kyk gou op Psalm 69, vers 20, lees ek vir jou. U ken my smaad en my beskaming en my skande. Al my teenstanders is voor u. Die smaad breek my hart en ek is verswak.
Ja, ek het gewag op medelee, maar verniet, en op vertroosters, maar ek het hulle nie gevind nie. En hulle het aan my gal gegee as my spys. En vir my dors het hulle my asyn laat drink. Ons weet toe Jesus aan die kruis hang, toe sê, ek het dors. En wat gee vir hom? Gee hulle hom gal, asyn. Hulle gee hom vir water, vir dit wat hom moes verkoop. Sê hulle, opja, ons gee vir jou gal, ons gee vir jou asyn, en Jesus neem die bitter van elke mens se smart en se siel, die bitter van jou lewe, neem hy in homself. Beloved, is onnodig dat jy suffer. Is onnodig. Ek sê dit weer. Jesus, volgens Jesaja 53 sê, hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, vir een vir wie mense sy gelaat verberg. Vir wie? Wie se smart? Wie se krankheid? Dis jou smart, dis jou krankheid, het hy in homself geneem. Ek wil vir jou iets lees. Of kom ek lees, ek is terwyl ons nog by Psalm 69 is, hoor hierso, vers 30. Maar ek is ellendig en in pyn. Laat u hulp, o God, my beskerm. Jesus ken van pyn, jou pyn. Jesus ken van smart, jou smart. Jesus weet wat is dit om verlaat te wees deur God en mens. Jou smart, jou pyn. Kom ons gaan lees 'n gedeelte in Galasiërs hoofstuk 3 wat Jesus Christus gedoen het vir jou. Galasiërs hoofstuk 3, ek lees vir jou vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons se vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus kon gesterf het in Getsemane. Sy bloed het gevloei in Getsemane, en deur sy bloed is ons gereinig. Deur sy bloed is ons met die Vader versoen. Maar dit gaan verder. Was dit nodig dat Jesus Christus al die vernedering moes deurmaak? Ja, jou vernedering het hy geneem. Jou smart het hy geneem. Was dit nodig dat hulle hom so stukken moes slaan? Ja, deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Daar is vir jou genesing, deur die wonde van Jesus Christus. Jy moet gaan kyk, ons het nou gelees, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Jesus hang aan 'n hout, sodat die vloek van Deuteronomium 28, wat jy verdien het as gevolg van die sonde en die ongehoorsaamheid, het Jesus gedra. Jy moet 'n bietjie gaan kyk na die vloek van Deuteronomium 28. Smart, pyn, siekte, onsekerheid, depressie, wat ook al, armoede, al hierdie dinge het Jesus Christus geword aan die kruis. Luister, hy het dit geword. Die regverdige word onregverdig. Die seun van God, heilig, die man wat nog nooit sonde gedoen het nie, word sonde. Hy word 'n vloek. Beloved, hy word jou vloek. En nou skryf die Bybel, hy het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Wow. Hoekom? Sodat die seun van Abraham na ons kan kom, sodat ons die seën van die Heilige Gees kan ontvang. En vandag kan ek en jy in vryheid die Here aanbid en weet, luister hier, ek wil vir jou gou die vloek opsom in 'n paar dinge. Eerste ding, vrees is 'n vloek. Nou Christus aan die kruis was vol vrees, sodat jy die liefde van die Vader in jou hart kan hê en in vrede kan leef. Christus het jou nie net losgekoop van vrees nie. Christus het jou losgekoop van armoede. Want armoede is 'n vloek. Jy moet onthou, voor Genesis, of althans voor die sondeval, was daar geen gebrek. Daar was geen armoede. Nou Christus word aan die kruis
arm. 2 Korintiërs hoofstuk 8 en 9 sê, Christus, of ons ken die genade van die Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, het arm kom word, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. Baie mense as jy praat oor rykdom, dan sê hulle, nee, moenie praat oor rykdom nie, die evangelie gaan nie oor ryk wees nie. Weet jy, Jesus het arm geword. Aan die kruis was sy klere uitgetrek, en hulle het gedobbel oor sy klere, sodat jy geklee kan word met die heerlikheid van God, en sodat jy ook fisies aangetrek kan wees. Ek wil vir jou sê, hy het arm geword, en armoede is 'n vloek. Laat ek vir jou so sê, as God arm is, dan kan jy armoede aanvaar as 'n blessing. Vir jare het mense armoede aanvaar as 'n blessing. Armoede is geen blessing nie. Armoede is 'n vloek. En Christus het jou losgekoop van die vloek van armoede, sodat jy in God se seën, God se volop, God se heerlikheid kan leef. Baie mense sê, die Here hou my arm. Die Here hou niemand arm nie. Armoede het Jesus Christus ook op homself geneem, sodat jy in God se rykdom, sodat jy in God se eer en in sy voorsiening en oorvloed kan leef. Nie net armoede nie, maar Christus het jou ook losgekoop van die vloek van smart en pyn. Beloved, die vloek van siekte is geweldig. Ek besef in hierdie tyd, wanneer mense een of ander siekte in hulle liggame het, dan maak daai mense nie meer besluite op grond van dit wat in hulle harte is nie. Siekte sê vir jou, jy moet na 'n hospitaal toe gaan. Siekte skryf die meeste mense voor wat om te eet, wat om te drink, waar om te gaan. Die meeste mense se lewens word beheer deur een of ander siekte. Siekte sê vir jou so. Die Here Jesus sê, ek het jou losgekoop ook van die vloek van siekte. Jy kan die genesing van die Here in jou lewe ervaar. Jy kan God se gesondheid ervaar, want die gesondheid van God is in die lewe van sy seun, en hy het jou sy seun gegee, en binne in die seun is jou genesing, binne in die seun is jou rykdom, binne in die seun is jou oorwinning, binne in die seun, Jesus Christus, is die oorvloed wat jy nodig het. Hy het jou nie net losgekoop van siekte en armoede en gebrek nie, hy het jou ook losgekoop van die vloek van eensaamheid. Ja, daar's baie mense wat leef in eensaamheid en in verwerping. Jy hoef nie eensaam te wees nie. Jy kan baie keer alleen wees, maar weet jy, Jeremie, François, is nooit eensaam nie. Ek kan nie eensaam wees nie, want ek het die grootste en die wonderlikste man in my lewe, God die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Ek is in good company all the time. Halleluja. Luister, ek is in good company all the time. Ek is in die teenwoordigheid van die man wat alles weet, wat alles het, wat verstaan. Ek is nooit eensaam nie. Jesus was eensaam aan die kruis. Dis die een ding wat vir al sy hart gebreek het, is toe God hom verlaat. En dis hoekom hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? So die Here Jesus Christus het jou losgekoop van die vloek van eensaamheid, die vloek van verwerping, waar jy nie weet, man, kan ek of kan ek nie? Is ek aanvaar? Wat maak ek op hierdie aarde? Ek wil vir jou sê, baie mense vra vir hulle self, wat maak ek hier? Is die lewe die moeite werd? Is daar enigsins sin in die lewe? Ek wil vir jou sê, Jesus Christus aan die kruis het jou losgekoop van die vloek van eensaamheid en verwerping. Jy hoef nie meer in eensaamheid te leef en te wonder, man, waantoe? Ek wil vir jou sê, dis goed om 'n lewensmaat te hê, 'n partner te hê, 'n vrou of 'n man of kinders te hê. Is wonderlik, ek geniet my vrou en my kinders. Hulle is vir my 'n absolute blessing. Ek geniet hulle. Maar weet jy, wanneer hulle nie daar is nie, is ek nie eensaam nie. Ek het nie my familie nodig om my lewe vol te maak nie. Ek
het Christus, wat alles is, en op grond van hom is my lewe vol. My lewe is volkome. Ek is volkome omdat ek Jesus Christus in my lewe het en hy my losgekoop het van die vloek van eensaamheid. Ek is nooit eensaam nie. Ek is altyd die Here Jesus in my lewe. Ek wil vir jou sê die wonderlikste ding vir my is die wonderlikste ding, dat God gesê het, François, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Ek moet met jou hierdie waarheid deel. Die Bybel sê dat ons het God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is 'n eenheid. Van ewigheid af. Maar aan die kruis gebeur daar 'n ding. En dis 'n terrible vloek. Dat Jesus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? So die eenheid wat daar was van ewigheid af, word verbreek vir 'n oomblik, sodat jy deel kan word van hierdie eenheid. En nou sê die Vader, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 17 is die wonderlikste gedeeltes in die skrif vir my. Die hele Bybel is awesome, maar ek wil vir jou sê, hierdie ene is absoluut amazing. Die Bybel sê, wie die Here aanhang, is een gees met hom. En op grond van dit wat gebeur het aan die kruis, dat Jesus 'n vloek kom word het en deur God verlaat is ek nou een gees met hom. Een gees. Daar kan nie meer skeiding kom tussen ek en Jesus nie. Dis onmoontlik. Ons is vir ewig saamgebind. En dis die wonder van die kruis. Dis die wonder van die evangelie, dat God gekom het en homself met my kom verenig het in Jesus Christus se dood en in sy opstanding. Is ek en jy nou vir ewig een met hom. Christus het jou losgekoop van die vloek van eensaamheid. Die vloek van ek is nie goed genoeg nie. Die eerste ding wat gebeur in die tuin van Eden, nadat hulle gesondig het, sê die Bybel, Adam en Eva het bewus geword van hulle is naak. Skande tree in. Dis 'n gevoel van, ek is nie goed genoeg nie, skaamte tree in. En Jesus Christus het jou losgekoop van die vloek van skaam wees. Ek wil vir jou sê, almal van ons het in ons lewens een of ander ding gedoen wat nie reg is nie. En dan het skande en skaamte ons harte gevul. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy hoef nie meer jou kop in skaamte te laat hang nie. Jy kan jou kop oplig op grond van dit wat Jesus Christus gedoen het. Want die vloek van skaam wees en skaamte het Jesus op homself geneem. Jesus hang aan die kruis. Luister, naak. Sonder enige klere word hy opgelig sodat almal kan sien. Luister, this is the power of Rome. Dis wat hulle dink. Maar nee, in die geeswêreld was daar iets anders. In die geeswêreld hang François naak. Hang François vol skande. Hang François daar in die liggaam van Christus en die wêreld sien. En ek wil vandag vir jou sê, jy kan rejoice. Jy hoef nie meer gebuk jou kop af te laat hang en te dink, ag tog, waarheen is ek op pad nie. Christus het jou losgekoop van hy skande. Maak nie saak wat 'n skande is nie. Maak nie saak wat 'n skaamte dit is nie. Jy hoef nie meer in jou siel hierdie skaamte te dra nie. Jy kan in vryheid, kan jy die Here begin dien. Ek wil vir jou sê, geliefde, jou oorwinning en jou vryheid lê nie, luister baie mooi, lê nie in counseling van 'n wêreldse source nie. Baie van ons gelowiges gaan liewers na die wêreld en hulle kry raad van die wêreld. Jy moet dit doen, jy moet dit doen. Jou oplossing en jou oorwinning lê in die kruis. Aan die kruis het Christus 'n vloek geword. Hy word jou sonde. Hy word jou skande. Hy word jou verwerping. Hy word jou smart.
Hy word jou seer, hy word jou pyn. Beloved, luister. Deur die kruis en die opstanding van Jesus, kan jy in 'n posisie leef, waar jy nooit hoef te vrees, nooit hoef skaam meer te word nie, nooit weer in skande hoef te leef, of in verwerping nie, maar jy kan aanvaar, ek is nou een gees met God. Daar's geen veroordeling, daar's geen aanklag, daar's geen aanklag nie. En Paulus skryf so en ek dink dis 'n lied wat hy uitroep. Wie kan nou beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Jesus Christus is dit wat gesterf het, meer nog, wat ook opgewek is. En nou kan niemand jou meer beskuldig, of jy hoef nie meer jy hoef nie meer te leef met jou hoof wat hang, vol vrees en wonder, ag tog nie. Nee, jy's vry van skande, vry van smart. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Ek wil hê jy moet hierdie ding so sien. Wat jy ervaar in die vlees, wat negatief is, Jesus het dit klaar geword. Jesus het dit klaar geword. Nou luister, wat jy begeer om te wees in die vlees, is jy, op grond van sy opstanding, en op grond van jou nuwe lewe, in Jesus. So wat jy moet aanvaar is, jy is alles, wat jy begeer om te wees, en jy is nie, wat jy nie begeer nie. Jy is nie, jou smart nie, jy's nie, jou pyn nie, jy's nie, die sondaar meer nie. Dit het God mee gedeel aan die kruis. Dis die een boodskap wat ek oor en oor wil preek. Die kruis is die finale ding van die ou mens. It's the final product. Dis die finale ding van die ou mens. Die ou mens het in die kruis gesterwe. Geliefde, ek wil hê jy moet met my kontak maak. Praat met my. Stuur vir my 'n boodskap. Stuur vir ons 'n e-pos van dit wat die Here in jou lewe doen. Ek het 'n boekie geskryf, My Ware Identiteit in Christus. Jy is baie welkom om my kontak te maak en hierdie boekie te bestel teen 'n donasie. Maak nie saak wat die donasie mag wees nie. Dink net daaraan dat daar ook posgeld betrokke is, maar bestel hierdie boekie. Bestel 'n hele paar. Ek weet daar's mense wat hierdie boekie gebruik as 'n Bybelstudie. Hulle gebruik dit by hulle selbyeenkomste en ek weet duisende mense se lewens is verander deur die waarheid van die evangelie, die absolute realiteit. Waar ons nie kom en godsdiens promoveer nie. Waar ons nie kom en vir mense kom mooi praatjies gee en vir hulle sê luister hier, alles hang van jou af nie. Die kruis. Luister. Die kruis is die krag van God tot jou heelmaking, tot jou redding. Ek stuur ook elke oggend 'n WhatsApp oordenking, waar ek vir mense vertel van die werk wat gedoen is, hulle identiteit, en Christus as hulle lewe. Stuur vir my 'n boodskap met jou naam en van, en oordenking, en ons stuur vir hierdie WhatsApp elke oggend, waar ons jou die nuwe lewe gee, waar ons vir jou Christus gee as jou lewe. Nie godsdiens nie. Godsdiens het nog nooit iemand se lewe verander nie. Inteendeel, godsdiens is die manier wat ons God probeer beïndruk en dink God gaan tevrede wees met ons daardeur. Maar luister hier, deur die kruis en die opstanding van die Here Jesus, smile die Here oor jou. Hy rejoice oor jou, want die kruis het met die sondaar afgereken. En die opstanding van Jesus sê, jy's regverdig. God is tevrede met jou. Die Here is in vir jou en hy sê, you are my beloved, I'm pleased with you. Seën vir jou, ervaar sy oorwinning in Jesus naam. Amen.
Vir elke liewe ding is Jesus die antwoord. Vir redding, verlossing, bevryding, identiteitskrisis, Jesus. Sukkel jy met depressie? Jesus. Die krag van God, die wysheid van God. Jesus Christus, die brood van die lewe. Jesus Christus, die fontein van lewende water vir 'n dorstige siel soos jy. Genade en vrede vir jou van ons Here Jesus Christus. Ek is François die Geseënde met die absolute realiteit, die lewende woord van God. God se woord is gees en lewe en dit is my eer en voorreg om dit met jou te kan deel. Ons is besig met 'n reeks en ons praat oor die kruis. Geliefde, die kruis, die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook so vir die Griek. Die kruis het 'n einde gebring aan die toorn van God teen sonde. Die kruis is God se manier om 'n einde te bring aan dit wat Adam gebring het. Adam het die dood gebring, maar die kruis van die Here Jesus Christus is die einde van Adam se dood. Dit is die toorn van God op sonde, maar terselfdertyd is dit die liefde van God vir die mens. Paulus skryf in Romeine en sê God bewys sy liefde daarom tot ons dat Christus vir ons kom sterf het toe ons sondaars was. Ja, dis God se bewys, sy liefde vir die mens. Terselfdertyd sy toorn op sonde. Romeine hoofstuk 6 so ook dat God het in die liggaam van Christus die sonde veroordeel. So die sonde is veroordeel in die liggaam van Christus en ek wil vandag vir jou sê, sonde is nie meer die groot probleem vir God nie. Sonde was die probleem, maar God het sonde veroordeel in die liggaam van Christus. Die groot probleem vandag is ongeloof. En die Bybel sê die Heilige Gees gaan kom om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wat is die sonde? Die sonde wat die Heilige Gees die mens van oortuig, is dat hulle nie glo in die Seun van God nie. Want deur die dood van die Here Jesus Christus het God die sonde veroordeel. En dan sê ook van geregtigheid, omdat hy na die Vader gaan, en van oordeel, omdat die prins van hierdie lig geoordeel is. En ons het ons geëindig met die wonderlike gedeelte in Hebreërs hoofstuk 2 vers 14 wat sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag het oor die dood. Dit is die duiwel. Geliefde, die duiwel is nie 'n groot probleem meer nie, behalwe as jy dit 'n groot probleem maak. Die Bybel sê ook in Kolossense dat Christus het die owerhede en die magte in die openbaar tentoongestel en deur die kruis getriomfeer oor hulle. Eintlik moet ek lees dit vir jou. Kolossense stuk 2, ek lees vir jou vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Ek wil net sê, as jy 'n bietjie geleide hoor, ons is in die open air, en kom ons verdra die woord van die Here, kom ons fokus op die woord van die Here. Vers 14, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Halleluja. Vers 15, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. So Satan is deur die dood van die Here Jesus Christus, is hy van al sy autoriteit en krag ontneem. Die duiwel het geen mag meer oor enige iemand nie, behalwe die mag wat jy hom gee. Hoe? Deur onkunde en deur leuns. Die Bybel noem Satan die god van hierdie wêreld. Die Bybel noem hom die vader van die leuns. Hoe heers die duiwel oor mense? Deur onkunde en deur leuns. Jy sê, die duiwel kom vir jou en sê, luister, ek is hierdie ou, I'm a big deal. I am the man. Ek kan jou laat dit doen of dit doen. Die duiwel het geen mag, behalwe die mag wat hy het, deur onkunde en deur leuns. As hy vir jou lieg, dan kan hy jou beheer. Maar as jy die waarheid uitvind van wat aan die kruis gebeur het, oh man, dan vat jy die mag wat die duiwel het oor enige iemand, vat jy dit weg. Want deur die dood van die Here Jesus is Satan oorwin.
Hy is tot niet gemaak en jy moet dit besef. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy die waarheid van die woord kry. Ek en jy moet God se woord kry. Die Bybel sê jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Satan het dit reg gekry om mense te bind deur leuns. Hy het dit reg gekry om mense te bind deur vir hulle weg te hou van die waarheid. En die kruis word nie meer gepreek nie. Nou, ons kry baie motiveringsprediking, ons kry baie mense wat leer omtrent allerhande dinge, maar nie die kruis nie. Want hy weet, as ek die kruis wegvat, dan kan ek die mens manipuleer. Want die duiwel het sy krag verloor deur die kruis. En weet jy wat gebeur nog in die kruis? Die Bybel sê, en julle wat dood was deur die misdade, dis vers 13 van hoofstuk 2 van Kolossense, en die onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Halleluja. Die kruis sê, daar's geen aanklag meer teen jou nie. Die kruis sê, jou boek, jou rekord is skoon. 2 Korintiërs 5 vers 21. God het Jesus Christus wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat jy kan word die geregtigheid van God. So die kruis sê, jou boek is skoon, daar's geen aanklag meer teen jou nie. Baie keer sal daar veroordeling kom in jou mind. Mense gaan jou wil veroordeel. Die duiwel gaan kom en veroordelende prediking bring. Maar die kruis sê, jou rekord is skoon. Die Here sê, everything is okay. Jy is regverdig deur die bloed van sy seun. Ek wil eers met 'n bietjie gaan kyk in die Ou Testament na 'n heenwyse na die kruis. En ek weet dat dit die vermoë om jou lewe net te verander. Kom ons gaan na Psalm 22. Psalm 22 is 'n profetiese psalm wat wys na die kruis. Psalm 22, ek lees vir jou vers 2. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Terug by vers 2, my God, waarom het U my verlaat? Geliefde, die groot rede vir hierdie verlaat was dat toe Jesus Christus jou sonde in sy liggaam neem, toe is dit nie meer vir hom Vader nie, maar dit is God nou, God. Want vir 'n oomblik in die ewigheid was die eenheid wat die Vader en die Seun gehad het, vir 'n wyle verbreek. Daar kom 'n skeer aan die eenheid. Hoekom? Sodat jy deel kan word, en hierdie is 'n groot waarheid, sodat jy deel kon word van hierdie eenheid wat die Vader en die Seun van ewigheid geniet. So daar vind 'n verlating plaas. Daar vind 'n skeiding plaas tussen die Seun en die Vader, op grond waarvan? Op grond van jou sonde. Sodat jy nou kan sê, dankie Vader, dat U my aanvaar het, want U het U Seun verlaat, toe hy my sonde kom word het. So Christus word jou sonde, God verlaat hom, sodat jy aanvaar kan word, en die geregtigheid van God kan wees. Ek wil hê jy moet op jou bors land, en sê, op grond van dit wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het, deurdat God hom verlaat het, kan ek nou God Pa noem. En ek kan sê, ek is die geregtigheid van God. Kom ek lees vir jou vers 7, hierdie is powerful. Maar ek is 'n wurm, en geen man nie, 'n smaad van die mense, en verag deur die volk. Wow. Beloved, miskien voel jy soos 'n wurm. Miskien voel jy daar onder en jy's tussen die gemors. Jy's oortrek met smart en pyn en sonde. En jy voel, ag, ek is maar net 'n wurmpie. Ek wil vandag vir jou sê, geliefde, jy hoef nie so te voel nie. Iemand, Jesus Christus, sê, ek is 'n wurm en geen man meer nie. Hoekom 'n wurm? Sodat jy 'n ereplek kan kry, sodat jy kan sê, nou is ek nie meer 'n wurm nie, ek is nou seun van God.
Ek is nou die geregtigheid van God. Ek is nou kind van God, want Jesus Christus was 'n wurm, sodat ek seun kan word. Gewoonlik kry jy 'n wurm daaronder, in die sand, of in die boom. Geliefde, Jesus Christus sê, ek is 'n wurm, en geen man nie. Daai woorde van ek is geen man nie, kry jy ook in Jesaja 53. Ons gaan hou daar by Psalm 22, maar ek moet net vir jou hier Psalm 53 ook lees, waar hy sê, hy is geen man nie. Jesaja 53, lees ek vir jou vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Geliefde, Jesus Christus neem jou plek in, sodat jy sy ereplek aan die regterhand van die Vader kan inneem. Nou, wat jy kan weet, hy was 'n wurm, nou is ek seun van God. Ek lees vir jou verder, ons is terug by Psalm 22 vers 7. Hy sê, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos 'n behaag in hom. Ek het hierdie psalm het ek vir my geëien. En omdat ek besef wat aan die kruis gebeur het, dit het gebeur, wat gebeur het aan die kruis het gebeur vir my. Dit het nie gebeur ter wille van Jesus nie, dit het gebeur vir my. En ek het vers 8 het ek so vir my gevat. Almal wat my sien, prys my. Hulle skud die kop en sê, die Here het hom gered. Hy het mos 'n behaag in hom. Die Here het hom bevry. Jesus Christus in vers 9 sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos 'n behaag in hom. En die Here Jesus Christus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Hy word nie verhoor op daai oomblik nie, want op daai oomblik was dit jou en my sonde, jou en my smart, wat hom daar gehou het. Ek wil ook vir jou vers 15 lees. Hy sê, ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. Geliefde, miskien is jou hart gebroken, miskien is jy in pyn, miskien sit jy met smart en jy sê, ek weet nie waarheen nie. Ek sit met hierdie skande, ek sit met hierdie verwerping, en ek wil vir jou sê, daar is mense met diep smart. Dink 'n bietjie aan die smart van 'n kind wat deur haar pa gemolesteer word. Dink 'n bietjie aan die smart van 'n dame wat verkragt word deur 'n paar mans. Dink 'n bietjie aan die smart van 'n man en 'n vrou wat se kind in pyn is. Dink 'n bietjie aan die smart van hierdie wêreld. Die Here Jesus sê, ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld in my binneste, in my ingewande. Jesus se hart, eintlik sê die lied, hy sterf met 'n gebroke hart. Ja, sy hart het soos was geword, weens die smart en die pyn van die nasies. Ek wil vir jou sê, ons is omtrent 7 biljoen mense nou op hierdie aarde. En elkeen van hierdie 7 biljoen mense het op een of ander manier smart in sy hart. Nou, al die smart van hierdie 7 biljoen mense het Jesus vir een oomblik in homself geneem. Daar is nog mense wat gaan bore. Daar is mense wat al reeds afgesterf het. So ek wil vir jou sê, die biljoene se smart
het sy hart gebreek. En al die smart wat sy hart gebreek het, kan nie naasten by kom aan dit wat die Here Jesus Christus vandag vir jou het nie. Adam, as hy geweet het wat hy die smart en die pyn waarin hy die wêreld gedompel het deur sy ongehoorsaamheid, sou hy dit nie gedoen het nie. Maar weet jy, die goeie nuus is, die smart van hierdie wêreld het Jesus Christus gedra en jy kan sy genesing ervaar. Ek sê baie keer vir myself, daar is meer genesing in my dan die smart van die wêreld. Daar's meer lewe in my dan die dood van hierdie wêreld, want Jesus Christus het hy smart oorwin. Die Bybel sê in Jesaja 53, hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Jy sê vir my, Fransjo, ek het pyn. Ek stem saam, jy het pyn. Maar Jesus Christus het reeds daai pyn gedra. Jy sal onthou, Jesus het gebid en gesê, my God, of altens voor hy gesê het, my God, waarom het jy my verlaat? Het hy gesê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. En in die beker, hoor gou, was die smart van elke liewe mens. In die beker was die pyn van elke liewe mens. In die beker was die verwerping wat elke mens sou ervaar. En Jesus het die beker leeg gedrink. Sodat jou beker gevul kan word met die vreugde van kind van God wees. Sodat jou beker gevul kan word met die vreugde van aanvaarding. Ek is aanvaar, ek is geliefd, ek is kosbaar. Jesus het die beker geledig, hy het die beker leeg gedrink met die smart van elke liewe mens. Sy hart was gebroken, sodat jou hart heel kan word. Ek wil vandag vir jou sê, die heelheid van jou lewe lê nie in die wêreldse wysheid nie. Jou lewe, die oorwinning van jou lê nie in die wêreldse wysheid nie, maar dit lê alles in die kruis. Want aan die kruis het Jesus Christus jou smart gedra. Hy was 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ek lees weer vir jou vers 15. Ek is uitgestort soos water. Al my beendere raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmelt binne in my ingewande. Beloved, die dood van Jesus was nie die dood van een man nie. Hoor gou. Die smart van Jesus aan die kruis was nie die smart van een man nie. Die smart was die smart van elke liewe mens. Dit was die dood van elke liewe mens. Elkeen se dood was in Christus Jesus. So kan jy imagine, een man met 7 biljoen mense se pyn. Een man met 7 biljoen mense se smart in sy binneste. En ek wil vir jou sê, binne in hom vind daar 'n ontploffing plaas. Want ek wil vir jou sê, sy hart smelt. Dit word soos was. Want dis elke liewe mens se smart. En jy baie mense sal kom en hulle sê vir my, François, jy het geen idee waardeur ek gaan nie. Jy het geen idee wat die pyn in my hart is nie. Weet jy waardeur is ek? Ek wil vir jou sê, geliefde, dit waardeur jy nou gaan, het Jesus Christus reeds gedra. Die pyn wat jy nou ervaar, het Jesus reeds gedra. En ek ervaar terwyl ek nou praat, is die Heilige Gees besig om mense te verlos van smart, mense te verlos van eensaamheid, mense te verlos van verwerping. Terwyl ek nou praat, is die Here besig om deur sy Gees jou vry te maak van die oppression en die depressie wat jy ervaar, van ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie, en jy sê vir jouself, maar luister, die smart is te geweldig. Die Here Jesus Christus verlos jou nou van hy smart waardeur jy gaan. Die Here Jesus Christus, sy Gees is nou besig om genesing in jou binneste te bewerkstellig. Jy hoef nie hierdie pyn te dra nie, jy hoef nie hierdie smart te ervaar nie, want Jesus het dit reeds gedra. As jy gaan kyk
na dit wat die Here Jesus Christus gedoen het. Ek het dit in 'n vorige program gesê. Deur sy dood, deur sy bloed is jy geregverdig. Maar moes hy al hierdie goed deurmaak? Moes hy dit deurmaak? Ja. Hy moes dit deurmaak sodat jy vry kan kom. As jy kan besef dat die dood van Jesus was eintlik jou dood. Daar staan jy op 'n nuwe mens, 'n mens wat vreugde kan ervaar. Nie op grond van enigiets wat die wêreld bied nie. Weet jy, dit is vir my baie sad as ek kyk na hoe gelowiges even rejoice oor hulle omstandighede wat nice is. Dis great as jou omstandighede nice is. Dis great as jy geld in jou sak het, jou rekenings is betaal. Wonderlik, al hierdie goed is wonderlik. Maar weet jy, daar's 'n groter waarheid. Dis die waarheid van die Gees. En dis die waarheid wat sê dat Jesus het reeds jou smart gedra. Die anxiety in jou hart, die vrese vir sal alles uitwerk, die vrese vir ek is nie goed genoeg nie, die vrese van die toekoms, die Here Jesus Christus het reeds die vrese in sy siel opgeneem en sy hart smelt as gevolg van die vrees van al die ander mense. Ek wil vir jou, ons praat net oor die 7 biljoen wat nou op die aarde leef. Elke mens se vrees was reeds in die siel van Jesus, in sy hart opgeneem. En hy vrees. Hy vrees met jou vrese. Hy's vol pyn. Hy's vol verwerping met joune. En hy sê, ek is geen man meer nie. 'n wurm. 'n wurm. Jesus vir jou. Ek wil hê jy moet ophou voel asof jy die enigste een is wat deur pyn gaan. Ek wil hê jy moet vandag 'n besluit neem en sê, as Jesus die prys betaal het, as Jesus geen mens geword het vir my, gaan ek opstaan. Ek gaan opstaan en ek gaan lewe. Ek gaan die kruis aanvaar as die einde van my ou lewe. En ek gaan sy opstanding aanvaar as die begin van my nuwe lewe. 'n Nuwe lewe van oorwinning. 'n Nuwe lewe van vrede, van vreugde, van absolute triomf. Beloved, as jy net kan weet dat die opstanding van Jesus beteken jy's in 'n beter posisie as wat Adam was. As jy kan besef dat die opstanding van die Here Jesus sit jou in 'n posisie van seun van God wees, heilig en triomferend, regverdig en meer as 'n oorwinnaar, dan kan jy net begin rejoice. Want die kruis het klaargemaak met die ou smart. En ek het 'n boekie geskryf. My ware identiteit in Christus. En dis hierdie, ek weet dit het al soveel duisende mense se lewens verander. Mense wat vir my sê, Fransjo, weet jy, toe ek hierdie boek lees, besef ek, die prys is betaal. Ek het 'n nuwe identiteit, 'n identiteit van seun van God wees. Ek wil hê jy moet hierdie boekie bestel. Gestuur vir my 'n donasie, ek koppel nie 'n prys daaraan nie. Jy kan sê vir my, Fransjo man, weet jy, ek wil hierdie boekie, ek gee jou R1000 vir hierdie boekie. Ander mense sê ek het R100, ander mense sê ek het R10, R20, wat dit ook al mag wees, maar sodat ons hierdie waarheid vir meer mense kan gee. Ek gee ook elke oggend gee ek 'n WhatsApp oordenking waar ek die absolute realiteit, die lewende woord vir duisende mense gee en hulle lewens word verander deur die lewende woord van God. Waar ons nie godsdienst praat nie, waar ons nie kom met mooi motiveringsprediking nie, maar waar ons die kruis, die krag van God aan mense openbaar maak. En ek wil vir jou sê, Jesus het jou lief met 'n ewige liefde. Blessings vir jou.